is my lewe. Ek ken die veilige bewaring elke dag. Here, U is my vrede. As die storms om my woed met brute krag. En as ek val, is U by my. U het betaal, en ek is vry. Daarom sing ek, daarom gee ek U my stem. Daarom juig ek saam met skare en instrumente. Daarom bring ek U my dank, sing ek heel dag lang. Daarom sing ek oor my lied vir U, o Here, uit U hande kom net wat mooi is en wat heilig is vir my. Here, U genade het my deur alles heen tot hierdie dag gelei. En as ek val, is U by my. U het betaal, en ek is vry. Daarom sing ek, daarom gee ek U my stem. Daarom juig ek saam met skare en instrumente. Daarom bring ek U my dank, sing ek heel dag lang. Daarom sing ek oor my lied vir U, o Daarom sing ek, daarom gee ek U my stem. Daarom juig ek saam met skare en instrumente. Daarom bring ek U my dank, sing ek heel dag lang. Daarom sing ek oor my lied vir U, o Daarom sing ek oor my lied vir U, o Goeienaand en welkom. Ons is by die 5de dag van ons week van gebed. Ons is ook sluit ook af en ons kyk ook na die 5de gewoonte of gewoonte 5, intieme verhoudings. 5 goeie gewoontes wat jy op die spoor hou. En ons het ook so gekyk na Jesus en hoe hy die gewoontes ook self toegepas en beoefen het. En hoop werklik waar dat hierdie week vir jou vrugbaar was, sinvol was en dat daar in jou geestelike lewe ingebou is, maar ook so belangrik soos wat ons ook die afgelope tyd gesê het, jy ook kon uitdeel en kon gaan gee, ook wat jy ontvang het, ook weer kon gee en kon gebruik, daar buite waar ook al jy beweeg. So ons begin met die woorde, seëngroet en dan kyk ons saam en dan lees ons saam en dan begin ons om te kyk na die 5de gewoonte. Wonderlike Vader, dankie vir 'n wonderlike tyd hierdie week wat ons kon hê om stil te staan, rustig te raak, af te skakel en net so 'n bietjie die voetspore van Jesus te kon volg, by U self te kon leer en dat ons dit ook kan gaan toepas, praktiese dinge het wat ons kan toepas in ons eie lewens en ook in ander se lewens, dat ons ook kan inbou in ander mense se lewens. En ons loof en ons prys U daarvoor. En vandag, met vanaand sin, besef ons ook dat U vir ons mense gegee het om in ons lewens ook in te kom bou, ons te kom help, ons te kom ondersteun, en dat ons ook vir ander gelowiges daar kan wees as ondersteunpilare, aanmoediging, raadgewers en so meer. En ons sê vir U dankie, by voorbaat dankie daarvoor, vir die voorreg en die geleentheid wat ons ook het. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Nou ja, genade, barmhartigheid en vrede vir jou van God die Vader, die Here Jesus Christus en die Heilige Gees.
Kom ons kyk 'n bietjie na die 5de gewoonte. Ons lees weer in Johannes 15 vers 9 tot 15 saam. So jy kan jou Bybel oopmaak, Johannes 15 vers 9 tot 15. Daar staan, soos die Vader my lief het, ek julle ook lief, julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees, en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe althans vir sy vriende aflê. Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle vriende, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Wonderlik, Jesus kies nie net 12 manne nie, om volgelinge te wees nie. Hy kies hulle uit om sy vertrouelinge te wees. Meer nog, hy noem hulle vriende. En dit is my so belangrik om dit ook te verstaan, dat hulle vriende noem, nie ek wil die woord gebruik, pelle nie sommer maar net iemand nie, maar iemand wat hy regtig kan vertrou, en iemand wat respek vir hom kan hê, vir wie hy kan ook respekteer, met liefde kan bedien. En reg deur Jesus se bediening sien ons, dat hy ook 3 van hierdie mense saam met hom neem, elke keer in sy nabye vertroue, in intieme verhouding het, nabye vertroue neem. Natuurlik Petrus, Johannes en Jakobus. Ons het gesien dat hy daar, ons sien ook dat hy daar op die berg van verheerliking hulle saamneem. Met die opwekking van die dogter van die Joodse raadslid. Hy neem hulle een kant, het ons ook gesien in die week, wanneer hy gaan bid in Getsemane om hom saam te ondersteun. So, Jesus kies mense om hom, wat hy kan vertrou, wat hy kan leer, en saam met wie hy pad kan bou, maar ook vat hy oor 3 mense wat hom naby kan ondersteun, wat hy 'n diepe verhouding mee kan hê. En so behoort dit met ons ook te kan wees. Ons behoort in ons lewe daai voorbeeld te kan gebruik van Jesus, waar ons intieme verhoudings met mense opbou, waar ons seker maak, ons het 3 mense, 2 of 3 mense wat baie naby aan ons kan wees, wat ons dinge mee kan deel, wat vir ons kan raad gee, vir wie ons kan raad gee ook, wat saam met ons op 'n pad kan stap. Jesus gebruik die voorbeeld van die Vader. Hy sê, soos wat ek en die Vader een is, soos julle een. So hy gebruik hierdie intieme verhouding wat hy met die Vader het, as 'n voorbeeld en 'n grondlegging vir die tipe verhouding wat hy met ons wil hê, en ook spoor hy ons aan om dieselfde verhouding met mekaar te hê, om hierdie liefde met mekaar te hê, hierdie omgee met mekaar te hê. En dan kom ons gaan kyk so 'n bietjie ook verder na tipe mense wat ons rondom ons moet versamel, wat goed is om rondom ons te versamel ook. Groepe en dan ook individue wat vir jou baie kan help en vir jou sinvol kan wees in jou eie lewe ook, om hulle saam met jou te hê. Die eerste groep is waarheidsprekers. Dis hierdie mense wat jou eerlik hou, die mense wat objektief genoeg kan wees om jou op die regte pad te hou, en nie mense wat kritiseer nie, nie mense wat jou afbreek nie, nie daai tipe mense wat altyd so graag wil sê, ek is maar net reguit nie, maar die mense wat in liefde jou kan help, mense wat uit 'n ander hoek uit kan kyk, dinge gaan raak sien wat jy nie altyd raak sien nie. Ons het maar blinde kolle, almal van ons, en soms het jy net daai iemand nodig wat sal sê, maar weet jy, jy mis daai, kyk 'n bietjie so, kyk 'n bietjie daar. Een van hierdie voorbeelde kry ons by Jethro en Moses, Jethro se skoonpa. Onthou daar in Eksodus 18 vers 13 tot 24, jy kan dit maar self gaan lees, meer daaroor gaan lees. Dan trek die volk nou deur Egipte, en dan sluit Jethro by hulle aan op 'n stadium. En dan bekyk hy die dinge so in die kamp, en hy luister na Moses, en dan roep hy vir Moses een kant, en sê hy vir Moses, jy doen verkeerd, kom ek help jou 'n bietjie, kom ek gee jou 'n bietjie raad. Al die mense wag vir jou, al die mense kom na jou toe, maar jy het tog ander mense vir wie jy ook kan vra om jou te help. Jy het tog ander hulpgewers en raadgewers wat kan bykom. En dan sê
Jethro vir hom, stel vir jou mense aan wat die dinge kan hanteer, wat vir jou nie so, wat nie so belangrik is nie, of so groot is nie, wat hulle kan hanteer, en hanteer jy dan sekere dinge, die meer gewigtige sake, wat jy voel net na jou toe moet kom. So deel jou werklas 'n bietjie op, versprei dit 'n bietjie en vra dat ander mense jou help. Ons is baie van ons is skuldig daaraan dat ons alles self probeer doen, alles self sal regkry, of dit nou by die huis is, of by die werk, of by die kerk, ons kan alles self regkry. En sensitieve kritiek, positiewe kritiek, sensitieve mense wat raad gee, wat kom help en kom bystaan. En het ons 'n baie goeie voorbeeld, dat as ons daai tipe waarheidssprekers kan hê, mense wat ons kan vertrou, mense wat objektief is, mense wat vir ons goeie raad gaan gee, soos Jethro vir Moses kon gee, dan het ons iemand wat ons mee 'n pad kan stap, en vir ons kan help by die blinde kolle en die dinge in die lewe, wat ons nie altyd raak sien nie, en miskien dalk 'n fout kan maak, of onsself vereis, en so meer. So, kry vir jou waarheidssprekers, dink aan daai iemand wat jy weet, jy kan vertrou in jou lewe, wat jou daarmee kan help ook in jou geestelike lewe ook. Dan natuurlik klein groep en groot groep ondersteuning. In Matteus 27 vers 55 tot 56 staan daar was ook baie vroue wat op 'n afstand gestaan en kyk het. Dit is hulle wat vir Jesus van Galilea af gevolg en vir hom gesorg het. So dit is 'n klein groepie mense wat saam met Jesus gestap het, hom ondersteun het, hom versorg het, vir hom gesorg het. Dis hulle wat ook gesorg het later om te kyk, is hy gebalsem, is die graf reg, en so meer. Maria Magdalena, Maria die moeder van Jakobus en Josef, en dan ook die moeder van die seuns van Zebedeus. So ek en jy het ook klein groep mense rondom ons nodig, wat vir ons help en vir ons bystaan, en ons take 'n bietjie ligter kan maak, met wie ons kan deel en waar ons kan groei. In die kerk het ons miskien wijksbyeenkomste, of jy het omgegroepies, of wat dit ook al is, waar jy net mense het met wie jy 'n bietjie 'n pad kan stap, kan deel, en so meer. En dan sien ons natuurlik in Hebreërs 10 vers 24 tot 25, en die laaste ruk was dit daarom baie moeilik, die groot groep byeenkomste met COVID en so word ons 'n bietjie beperk, maar laat ons dan ook vir mekaar sê, wanneer daar geleentheid is, wanneer die beperkings opgehef is, en ons kan weer by die groot groepe uitkom, dat ons ook nie daar sal wegbly van nie, hoe noodsaaklik dit ook vir ons is, en 'n deel te bly van die kerk, deel te bly van 'n gemeenskap van gelowiges, al is dit dan op hierdie wyse op die WhatsApp boodskapies, of YouTube boodskapies, of Facebook, of wat ook al, te sê, ek bly deel van hierdie groot groep, ek skakel in by hulle, en so meer. Hebreërs 10 vers 24 sê, laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. So, laat ons mekaar aanmoedig om in te skakel daarby. Soos ek sê, dit is nou uitsonderlike tyd. Ons moenie vaskyk in hierdie tyd en sê, ek kan dit nie doen nie, ek word verhinder om dit te doen nie. Dit is so, daar is tye wat jy bietjie verhinder word om dit te doen, met goeie rede, maar wanneer ons dan weer kan, wanneer die geleentheid daar is, kom ons gaan, en kom ons woon dit by, kom ons besef ook, en geniet ook die voordeel van 'n groter groep, deel te wees van 'n kerk, deel te wees op verskeie maniere van die gemeenskap van gelowiges, en 'n bydra te gee op welke wyse ook al, is nie altyd nie die eredienste nie, maar ook ander dinge wat die groot gemeenskap van gelowiges same doen, en dat ek kan sê, maar ek is ook daar bemoedig ons bemoedig mekaar, ondersteun mekaar, ons sorg vir mekaar, ons staan mekaar by in tye van nood of in siekte, spoor mekaar aan tot goeie dade en tot liefde, en bly in die eenheid wat Jesus en die Vader vir ons kom wys het, en ook vir ons kom leer het. Ek wil vir jou vra, as jy dalk saam met iemand is, saam met jou gesin is, huisgesin daar is, dat julle hande sal vat, en so 'n bietjie 'n kans gaan gee om na mekaar te luister, mekaar se versoeke, en na mekaar se harte te luister net met 'n oop gemoed, luister sonder om te oordeel, sonder om foute te vind, sonder om te wil preek nou, dis nie nou die tyd daarvoor nie, net luister net na mekaar, as jy daai vrymoedigheid het, as jy alleen is, dink 'n bietjie aan die mense, die gemeente, miskien jou buurman, jou buurvrou, iemand anderste wat jy op jou hart het,
en dra hierdie mense aan die Here op. Dalk het iemand vandag met jou op die telefoon gepraat, 'n WhatsApp boodskap gestuur, of op Facebook of waar ook al, of watter wyse ook iewers by die winkel gekry of sober. Vat hierdie persone en bid vir mekaar. Dra hierdie persone mekaar op. As jy wil, kan jy so maak as julle gesinne saam is, dat mans en vrouens alleen is mos nou maklik, julle bid vir mekaar, maar as daar dalk nou huisgesin is of 'n klompie mense saam is, bid vir die persoon aan jou linkerkant. Sommige maar net om daai ding van wie bid nou vir wie, bid sommer net die persoon aan jou linkerkant, en so dat julle sommer so vir mekaar saam bid en mekaar ondersteun op die wyse ook. So weer eens, jy kan die video pause, 'n bietjie stop vir 'n oomblik daar, en so saam bid vir mekaar, en luister na mekaar, en dan kan jy aangaan en na die slotlied luister. So laat ek dan nou sommer vir jou wegstuur met die seën van die Here, gaan doen hierdie oefening hierna. Ek gaan jou wegstuur met die seën van die Here, en dan daar's 'n slotlied ook, maar jy kan dit dan sommer nou stop as jy wil, en dan die seën en die slotlied of alles nou luister, en dan na die tyd het so 'n bietjie so doen, en sommer saam tyd in gebed spandeer. So ontvang die seën van die Here, mag God die Vader vir jou help om 'n naby verhoudings, intieme verhoudings te lewe met God, met Jesus, met ander mense ook, met gesinslede, familielede, gemeentelede, en mag jy ook weet dat daar iewers op jou pad 'n vertroueling is, 'n waarheidsspreker is, wat vir jou kan help, en vir jou kan ondersteun ook, en dat jy ook kan deel voel van die gemeenskap van gelowiges, in klein groepverband, ook in groot groepverband, en dat ons mekaar ook sal ondersteun en sal bystaan. Mag God die Vader en die Here Jesus Christus en die Heilige Gees vir julle baie goed wees. Amen. Say